Dit is ons familienuus dan vir vanoggend. En ek wil graag vir ons die diens begin met 'n baie bekende teksvers uit Johannes 3, vers 16, wat sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek lees dit weer. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En geliefdes, daarom groet ek jou vanoggend in die naam van hierdie Jesus wat vir ons die ewige lewe gebring het. En ook in die Vader wat vir ons sorg. En ook in die naam van die Heilige Gees wat ons in staat stel om die lewe ten volle te leef. Amen. Kom ons staan en dan bid ons die Here saam met 2 liedere.
Geliefdes, ons het die voorreg om ook vanoggend die doop te kan bedien. En die doop vra vir ons ook om self na te dink oor hoe ons die doop ook verstaan. En al toe ons gedoop is, al het ons nie verstaan wat die doop vir onsself is nie, dat ons dit self verstaan het nie, vat dit niks weg van die geldigheid daarvan, dat God ook na ons en ons kinders toe uitgereik het nie. So as ons dan vandag hier saam ook kinders doop, en ook 'n volwassene vandag doop, dan is dit ook 'n herinnering dat God met ons en ons kinders ook besig is. En dit is die kosbare daarvan. Ons weet dat God 'n verbond met ons sluit. Verbond is 'n ander woord vir 'n belofte. Dat God sê hy sal ons God wees en dat ons daarop reageer en dat ons ook sy kinders kan wees. En as ons dan doop, herinner dit ons juist dat God eerste inisiatief neem en met ons en ons kinders ook besig is. En as ons dan saam dit sien en bely, dan gaan die ouers ook bely en sê dat julle as medegetuies ook innooi om soos hierdie kinders groter word en die pad wat hulle stap, dat hulle ook die Here se liefde sal beleef. En dat die kinders ook so sal ervaar dat die Here ook vir hulle lief is. En dit is wat die doop so kosbaar maak, ook as ons vandag dan saam doop. Ek wil graag vra dat Johan en Nadia vorentoe kom asseblief. En dan ook Albert en Belinda. En ook Stacy. Ja, julle kan boontoe kom asseblief. Wat was hy? OK, heeltemal reg. So, dan wil ek so, voordat ek vir julle die vrae gaan vra, dat ons daar, wil ek dan sommer vra dat die babas dan ook ingebring word. Lucas reeds hierso saam met Stacy wat ook gedoop gaan word, sodat die ander babas dan ook net ingebring kan word ook. Baie dankie. Ek wil graag vir julle sê en vra dat as julle hier by die doopvond gaan kom staan, gaan ek vir julle vra om te antwoord op die volgende 3 vrae wat ek vir julle gaan vra. In die eerste plek, glo julle dat julle kinders aan God behoort en daarom gedoop moet word? Die tweede vraag wat ek vra is, glo julle ook dat, omdat ons kinders aan God behoort, dat dit wat ons hier ook verkondig in die Bybel die geleer word, dat dit die volle leer is, leer van verlossing is om ook Christus te leer ken.
En in die derde plek beloof julle ook om as ouers julle kinders soos hulle groot word te onderrig en te laat onderrig, dat hulle ook so die Here se liefde so sal ervaar. En as julle nou nader staan, gaan ek julle vra om daarop te antwoord en dan sal ek graag aan julle die doop ook bedien. So ek wil graag vra Albert en Belinda, sal julle sommer nader staan asseblief? Ek is aan die versoeking om te sê, mense vergeet hulle kom so klein. So, dit is Albert en Belinda, wat is julle antwoord op hierdie vraag wat ek gevra het en dat julle ook vir Nianay ook wil doop? Nianay Smit, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Julle kan by Arlene ook die doopseël en doopbybel ook teken. Johan en Nadia. Johan en Nadia, wat is julle antwoord? Jakobus die Gerbota, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Teken gerus. Stacy, kom staan nader asseblief. Stacy, dit is baie spesiaal dat jy ook vandag jou geloof bely. En dat jy ook sê dat Jesus vir jou belangrik is en dat jy hom ken as jou persoonlike verlosser en dat jy jou geloof bely en dat jy ook gedoop gaan word. En dan gaan ons ook vir Luke doop. En daarom vra ek vir jou, glo jy dat Jesus jou persoonlike verlosser is en daarom gedoop wil word? Stacy Bradshaw, ek doop in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus, in die naam van die Heilige Gees. Amen. En Stacy, nou wil ek graag vir jou vra, jy ook hierdie vraag antwoord ook vir Luke om te sê dat jy ook glo dat hy gedoop moet word en ook aan Christus behoort. Wat is jou antwoord? Luke Bradshaw, ek doop in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus. En in die naam van die Heilige Gees. Amen. Teken gerus daarso ook by Arlene. Goed, ek wil dan sommer vra dat die familie wat betrokke is ook by mense wat ons nou wat ons gedoop het, of julle net sal staan, as dit dalk vir julle lyk of die twee sissies dieselfde lyk, hulle is sissies. So dit is wat hulle dan ook saam doop, so die net die raaisel net vir julle oplos. So oumas en oupas, familie ook van en familie wat ook saam met, dis of julle vir 'n oomblik wil staan asseblief, ons wil graag saam met julle bid ook. As hy wonderlik. So 'n deel van 'n geloofsgemeenskap, omdat ons ook so kan bid. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, baie dankie dat ons u genade in aksie kan sien. Dankie dat
U met ons en ons kinders besig is en dat ons kan sien hoe U ook betrokke is. En ek wil graag bid vir elke gesin dat U ook met hulle sal wees in die pad wat hulle saam met U stap. Dankie vir die kosbare pad wat U met hulle elkeen stap en mag hulle soos hierdie kinders groter word en ons ouer word, dat ons ook al die liefde en die genade meer en meer sal beleef. Amen. Baie dankie, julle kan gaan sit. Geliefdes, sit net soos en dan sing ons hierdie volgende lied saam, ook as 'n stuk belydenis en ook voorbereiding vir die preek wat nou ook gaan volg. Jesus.
met hierdie belydenis kom ons sluit ons oë. Here, ons sing nie net met ons monde nie, maar ons bely met ons harte dat ons is oortuig U is die Here. U is die skepper van die heelal, U is die een wat gekom het om ons vry te maak en U is die een wat steeds by ons is. Here, dankie dat ons die voorreg het om dit te kan doen saam as 'n geloofsfamilie, waar ons hier by mekaar is, waar ons dalk van ver af inskakel, dat ons U mense mag wees, saam kan bely. En ook nou saam in die woord gaan wandel, Here, meer gaan ontdek, sodat ons beter kan leef. Here, praat met ons nou deur die woord. Fokus ons gedagtes op U, maak ons harte stil, sodat ons werklik kan hoor dit wat U vir ons beplan, dit wat U vir ons hoop en vir ons droom, en ook vir ons vra om nou gehoorsaam te doen. Here, praat met ons, want ons wil so graag na U luister. Amen. Geliefdes, ons is by ons laaste week van ons geloofsbelydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, wat ons nou al vir 12 verskillende weke saam oor gepraat het. Vanoggend se gedeelte klink dalk soos die maklikste of die eenvoudigste ene. Dit is letterlik dat ons glo aan 'n ewige lewe. Die opwinding van waar ons eindig by die geloofsbelydenis. Indien jy enige van die ander mis het, wil ek jou graag uitnooi. Hulle is almal op ons webwerf beskikbaar. Julle is weer welkom om deur die hele reeks te gaan. En ons wil jou graag ook uitnooi, as daar vrae is wat by enige van hierdie gedagtes opgekom het oor dit wat ons glo, ons geloofsbelydenis wat ons so gereeld uit ons harte uit opsê, en dit raak amper so half muscle memory vir ons brein. As jy vrae het daar rondom, as jy wonder oor goed, asseblief kom gesels met ons, want hierdie is waarmee ons besig is as kerk van God. So vandag is ons by die ewige lewe. Nou wil ek eers vir jou vra, terwyl jy so sit, jy is welkom om nou dalk met iemand te deel wat naby jou is of saam met jou hier is, of jy kan dit net met die Here deel. Wat dink jy is die ewige lewe? Ek weet dit klink nou soos 'n strikvraag, want dit is so eenvoudig, maar partykeer is dit nodig dat ons net eers vir mekaar sê, wat is ons mee besig om mee te begin? So as jy moet vir iemand verduidelik wat nog nooit gehoor het van hierdie konsep nie, wat is die ewige lewe? Jy is welkom met die Here te deel, of jy kan gou met jou partner deel, iemand wat saam met jou gekom het, of sommer net 'n vreemdeling wat vriendelik lyk. Kom ons deel gou met mekaar. Goed. So soos wat ons nou verder gaan, wil ek nie hê dat enige iets wat ek nou verder gaan sê, jou moet laat vreemd voel oor die antwoord wat jy nou net gegee het, nie. Want ons leer hier saam uit die woord uit. Die tye wanneer ons nogal wonder en dink oor die ewige lewe, is tye wanneer ons gekonfronteer word met ons menslikheid en die dinge wat regtig natuurlik gebeur. Baie keer gebeur dit by begrafnisse. In die laaste klompie weke van September af was dit ook oor die wegraping wat al gereeld gesê is, dit is nou die tyd. En baie mense het gekom met vrae oor wat gebeur dan nou verder? Wat is die volgende tree? So dit is natuurlik om van tyd tot tyd herinner te word en meer ernstig te wees oor die ewige lewe. Nou daar's 'n grappie wat sê dat ons het twee vrese oor die algemeen. Die dood is een van hulle en die tweede een is om in publiek te praat. Die probleem dan moeilik maak oor albei begrafnisse is dat jy weet jy's of die een wat gaan iets sê of jy's die een oor wie iets gesê gaan word. So dis nie noodwendig die lekkerste posisie nie. Maar ek wil hê jy moet sommer so gemaklik raak aan daai ongemak daarvan, want die ewige lewe is nie net 'n eenvoudige konsep nie. En ek kan nog 1000 ander preke lewer wat ook oor hierdie tema gaan. En ek wil jou graag uitnooi, as daar enigiets is vanoggend, kontak my, praat met my. Ons wil graag gesprekke uithoor, want ek gaan waarskynlik vandag iets vir jou sê wat jy nie meer gemaklik voel nie. Iets wat jou dalk gaan ontstel, of iets wat jy dalk nie eens mee saamstem nie. En ons is oop vir die gesprekke, ons kom uit die woord uit, en hierdie is vanoggend wat ons hoor uit Johannes 17 uit spesifiek ook. So kom ek sê net gou 'n paar goeders wat ek gevind het, met mense se gesprekke die laaste tyd, wat sien mense as die ewige lewe? Een van die eerstes is 'n eindelose hoeveelheid tyd. Die tweede ene is dat dit 'n beloning is as jy gesond of goed geleef het, gedoen het by die Here gevra het. 'n Derde ene is dit partykeer gebruik word as
iets waarmee ons kinders of mense wat die verkeerde dinge doen, die hele tyd probeer vir hulle sê, as hulle nie gaan reg doen nie, gaan hulle die ewige lewe, gaan hulle in die hel beland. So ons gebruik dit so half as 'n bangmaak ding. Ons hoor dat die ewige lewe hierdie pragtige paradys is, plek is waarin ons graag wil wees, en dis eendag ver in die toekoms in. En ons kan net verlang daarna. Die ewige lewe het soveel verskillende gedagtes en konsepte by mense. Ek wil spesifiek hê ons moet fokus op een wat in die woord van God is. Johannes 17. Dit is op die skerm, as jy daarso wil leer, jy is welkom om in jou eie Bybel ook te volg. Dit is die 83 vertaling wat op die skerm is. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê: Vader, die tyd het gekom. Verheerlik die Seun sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Dit is ons teks. Jesus is besig om 'n gebed te doen hierso in die openbaar. Dit is tussen die bovertrek waar hulle nou net was vir die nagmaal, waar Jesus sy disippels se voete gewas het, waar hy vir hulle vertel het wat belangrik is en dat hulle in hom geanker moet wees, soos wat 'n wingerd se lote in die wingerdstok is. Nou is hulle op pad Getsemane toe. Ons is nie seker of dit in die tuin reeds is en of dit nog steeds in die bovertrek is of ergens op die pad is nie. Maar Jesus is besig om te bid. En wanneer hy bid, draai hy sy oë op na die hemel. Hy kyk boontoe. Hier is een van die dinge wat in die Joodse kultuur baie normaal is. Vir ons is 'n teken van eerbiedigheid, van respek, dat ons oë gewoonlik afbring, oë toemaak, fokus op die Here op daardie manier. In die Joodse kultuur is om gebed in jou hande en jou oë op na die hemel te gaan, sê iets van 'n verhouding met God. Dat jy nie bang is om gesien te word deur hom nie, omdat jy so naby aan mekaar is. Dit is 'n erkenning dat God is die Heer, en ek het nodig om na hom te kyk, sodat ek hom kan eer en lofprys. Dit moet opgaan na hom toe. 'n Kultuurverskil wat ons vandag het. So wanneer Jesus dit kom doen, is dit 'n geleentheid waar hy bid eerstens vir homself in hierdie 5 verse. Daarna bid hy vir sy disippels. En dan eindig hy sy gebed waar hy ook bid vir die gelowiges wat nog in die toekoms gaan kom. Dit beteken ons, elkeen van ons het Jesus voor gebid daardie aand op pad Getsemane toe. En wanneer hy bid en begin deur vir homself te bid, begin hy om vir ons werklik in alles weer in die regte verhouding te sit. Hy herinner ons eerstens daaraan dat God hom gestuur het. En ons sien hierso in vers 5 dan spesifiek wat hy ons herinner, soos wat in Johannes 1 is, dat hy was van die begin af daar, nog voordat tyd bestaan het, was Christus saam met God. En hy sê vir ons dat wanneer tyd nie meer bestaan nie, daar nie meer so 'n konsep is soos tyd nie, gaan hy steeds saam met God wees. Want dit gaan oor dat hy is God self en in verhouding met homself, buite tyd, bo tyd, voor tyd, na tyd. Ons sien dan ook hierso wanneer hy begin om te sê, Vader, die tyd het gekom. Die Griekse woord wat gebruik word sê, die uur het aangebreek. Ons kan so maklik vergeet wanneer ons net hierdie geïsoleerde gedeelte lees, dat dit beteken dat dit die uur is van verheerliking, waarin hy geloof word en geprys word, waarin mense na hom opkyk en hom ophef vir wie hy werklik is. Maar wanneer Jesus hierso sê dat die tyd het aangekom, die uur het aangebreek, praat hy eintlik van pyn en lyding en vernedering. In hierdie kultuur van die Jode is dit die slegste ding wat ooit met jou kan gebeur, want alles gaan oor eer en skaamte, jy moet opgelig word. Jesus sê dat hy word verheerlik wanneer hy juis in hierdie pynlike omstandighede sy lewe gee,
sodat ander kan versoen word met God. Die tyd het aangebreek, die uur het gekom. En deur hierdie averse handelinge wat die Romeinse mense aan hom doen, wat veroorsaak is deur die godsdienstiges, die Jode, is wanneer hy werklik verheerlik word. Die woord wat verheerlik gebruik word is doxa. In hierdie 5 verse word dit 5 keer gebruik. En om verheerlik te word beteken dat jy totaal en al die werklike aansien wat na hom toe moet kom, begin sien. Hy word na waarde erken vir wie hy is. Dis wat dit verheerlik beteken, om te openbaar wat is werklik aan die gang. Ons dink dis net 'n man wat bid, wat nou gaan lei. Ons ontdek dis 'n God wat mense herstel met hom en wat werklik waardig is van ander mense se lofprysing. Om hom te verheerlik beteken ons sit hom uiteindelik op die regte plek en die regte posisie. Ons sien dat hy die volmag gekry en dit beteken dis nie 'n beperkte of 'n aardse mag nie. Wanneer Jesus in die prentjie inkom, is die Romeinse ryk aan die bewind. Dis mag en dit gaan oor hoe sterk jy is. Daar was selfs 'n sektegroep in die Joodse kultuur wat gesoek het vir 'n man wat hulle gaan red van hierdie Romeinse owerhede. Jesus kom nie met mag en heerskappy gedagtes nie. Hy kom nie om te oorwin en te onderdruk nie. Hy kom om te dien, lief te hê, vrede te bring. Dit is wat volmag van die God van die heelal is. Nie om ander plat te druk nie, maar om juis in verhouding hulle op te lig sodat hulle kan sien hoe lyk liefde en genade. 2 keer in hierdie gedeelte, vers 2 en vers 3 sê dit dat ek gee vir julle die ewige lewe. Die ewige lewe hierso is nie iets wat beperk is en eindig wanneer dit dood is nie. Wanneer Jesus sterf, is dit nie die einde van ewige lewe nie. Die ewige lewe soos wat hy hier vertaal word en spesifiek hierso in vers 3, wat hy sê, hierdie is wat die ewige lewe is. As jy wil weet hoe lyk dit? Dit is dat jy vir God ken en ook vir Jesus Christus wat deur hom gestuur is. Die ewige lewe is nie 'n eindelose hoeveelheid tyd nie. Die ewige lewe is nie die hemel nie. Die ewige lewe is verhouding met God en Jesus. Dit is wat ons sê as ons sê ons glo aan 'n ewige lewe. Johannes evangelie wat ek sou beskryf as die evangelie van lewe. Daar is 66 verskillende kere waarin hy verwys na lewe deur Johannes. Een van die mooistes wat ons het Henk ook gebruik om die erediens mee te begin. Johannes 3 vers 16. Een van daai verse wat ons van kinderdae af het, want dit vat ons hele geloof saam. As jy wil sekerheid hê oor of jy saam met die Here eendag is, moet jy weet dat die Here, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat niemand verlore sal hoef te gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. As jy glo dat dit is wat God kom doen het, dan ontvang jy die ewige lewe. Dis wat Jesus kom bied vir mense wat gesien het wie hy is. Ewige lewe. Nie wat verwerf moet word nie, nie wat voor betaal moet word nie. As jy glo dat God is jou verlosser en saligmaker, ontvang jy dit. Klaar. Sekerheid. So wat is die punt van vanoggend se gedeelte, as ons nou vir ons sê, dat ons moet onsself herinner, dat in ons geloofsbelijdenis sê ons glo aan 'n ewige lewe. Ek dink wat belangrik is wat ek hier moet noem, is wat ek nie sê nie. Ek sê nie dat die ewige lewe later eers is nie. Dis nie iets wat ons voor kan wag lank wanneer van nou af nie. Dis nie iets wat eers gebeur wanneer ons sterf nie. Die ewige lewe is nou reeds. Jesus sê dit. Jy het nou die ewige lewe ontvang. Verhouding met my.
bly in hierdie verhouding. Het hy nou net gesê terwyl hy gepraat het oor die wingerdstok. Moenie daarvan af losgaan nie. Jy het dit nou alreeds. Dis nie later nie. 'n Tweede ding wat ek moet sê is dat dit is nie 'n beloning vir wanneer jy goed gedoen het nie. Want jy gaan nooit goed genoeg kan doen nie. Dis 'n gawe, 'n genade wat God vir jou gee. As jy oortuig is dat dit die waarheid is dit joune. Jy hoef nooit daarin te twyfel weer nie. Die derde ding wat ek moet sê, dis is nie 'n eindelose tyd nie. Dis 'n onbreekbare verhouding. Vroeger in die week het Henk vir ons ook gevra, wat is die ewige lewe vir ons? En een van my opmerkings was, as dit 'n eindelose hoeveelheid tyd is, soos wat ek nou voel as 'n mens wat op hierdie stadium regtig uitgeput is in hierdie tyd van die jaar, voel ek asof dit 'n baie lang tyd gaan wees. En ek voel asof ek regtig nie eens kans sien. Ek wil so half sê, ek is nou al klaar oor dit. En dis die wonder daarvan, dis nie eindelose tyd nie, dis 'n onbreekbare verhouding wat nou reeds begin. Wat maak dat, dit maak nie saak hoe lank dit is nie, want God se verhouding met my op hierdie oomblik is al reeds genoeg. Wanneer ons na die woord toe gaan en kyk na wat ons glo oor die ewige lewe, moet ek baie mooi uitwys dat ons glo nie in die hemel nie. En dit mag dalk nou klink soos 'n skok, want julle dink nog dalk die hele tyd ons praat nou oor dieselfde ding. Die ewige lewe is die hemel. Maar dit is glad nie. Daar's nêrens in die hele woord 'n teksvers wat gebruik word waar God of Christus sê ek beloof vir jou die hemel nie. Dis nie 'n belofte wat die Here vir jou gee nie. Hy sê nie vir jou jy gaan hemel toe gaan nie. Hy sê vir jou jy gaan die ewige lewe nou reeds by my hê, in my teenwoordigheid. Wanneer ons geloofsbelijdenis doen, sê ons nie ons glo in die hemel nie. Ons glo aan 'n ewige lewe. Tog is dit een van die dinge wat vir ons so moeilik is om by mekaar te bring, want ons beklei so erg oor hoe lyk hierdie hemel eendag. Terwyl ons regtig al nou reeds in verhouding met God 'n ewige lewe kan hê. As ons hierdie verskil begin ontdek, beteken dit ons hoef nie so met mekaar vas te sit oor goed nie. Gaan dit die nuwe Jerusalem wees waar die strate gemaak is uit verskillende edelstene en riviere wat fantasties is, met skapies en leeu's wat langs mekaar lê? Dis nie waarvan ons praat as ons praat van die ewige lewe nie. Dis 'n nuwe hemel wat die Here skep, maar dis nie die ewige lewe nie. Ons hoef nie met mekaar te beklei oor wie kan dit kry, wie mag dit kry, wie is uitgekies daarvoor, wie kwalifiseer nie meer nie. Ons hoef nie ons kinders bang te maak vir as hulle nie gehoorsaam is daaroor nie. Want Christus sê die ewige lewe is reeds. En al wat jy moet hê, glo. Dit is so eenvoudig en tog is dit ook so moeilik. Ek het vir myself hierdie week gevra, wat gebeur as sou ek steeds glo in God? As dit beteken daar is nie 'n hemel nie. Want in my kop is dit al so verweef met mekaar dat ek nie die een sonder die ander een kan dink nie. Dis mos waarvoor ons werk, waarvoor ons dien, waarvoor ons alles doen, is om by die hemel te kom. Sal ek steeds glo as daar nie 'n hemel is nie? As die ewige lewe 'n verhouding met Christus en met God al is dit genoeg? Sou ek steeds glo as dit beteken dat hierdie gedagte dat ek gaan eendag weer my geliefde sien in die hemel dalk nie plaasvind nie? Want dis nie die belofte nie. Die belofte is ek gee vir jou die ewige lewe, 'n verhouding met my. Is dit genoeg vir my om steeds te glo? Ek moet myself vra, is 'n verhouding met God wat onbreekbaar is, wat my deur elke dag dra, genoeg? Sonder hierdie konsep van wat eendag gaan gebeur. As dit al is dit genoeg. So ek wil jou vra, dalk vra jy nou vir my, maar wat nou? Jy het nou alles so wat ek nou gedink het, die moeite werd maak om hierdie geloof te doen, uitmekaar geskeur. En dit wil ek ons terugbring na ons teksvers toe. As mense wat vandag leef, soek ons na identiteit. Wie is ons?
En ek wil jou herinner dat jy is God se. Ons het dit gesien met die doop vandag. Hierdie kinders is God se. En wanneer jy God se is, kan jy altyd na hom toe kom. As 'n Vader wat jou versorg, wat na jou kyk en wat alles gedoen het sodat jy kan in verhouding wees met hom. 'n Ewige lewe kan ontvang. Is al daai goeders die moeite werd? Is dit die moeite werd om God te dien? Ek wil vir jou sê ja, want jy kry identiteit. Jy word God se. Ons soek na betekenis in hierdie wêreld. Ons wil nie dinge net doen en dit beteken niks nie. Ons wil hê dat wat ons hierso besig is mee, wat ons aan werk en wat ons hande aan raak, moet betekenis hê. Wat Jesus kom doen het, was om sy lewe te gee, sodat jy ander kan dien, en elke keer alles wat jy doen, kan terugwys na God en hom verheerlik. Dit gee betekenis aan jou lewe. As jy jou hele lewe sou leef op so 'n manier dat dit God verheerlik, wys wie hy is, dan het jou lewe betekenis. Dan is die ewige lewe genoeg, want jy is so in verhouding met hom, dat jy nie anders kan, as om vir mense te wys wie hy is nie. Ons wêreld soek na gemeenskap, verhouding, want alles is so skynheilig en vals. Die ewige lewe is 'n egte verhouding met God van die heelal. En wanneer jy dit aanvaar en ontvang, word jy in 'n geloofsfamilie ingebore, soos wat ons dooplidmate vandag ook word, waarin mense vir jou lief is. Waar jy nie net 'n verhouding met God nie, maar skielik 'n verhouding met ander mense ook mag wees. Dit maak die ewige lewe die moeite werd. Want ek is nie meer alleen nie. Die ewige lewe is ook hierso waar Jesus sê die uur is naby. As jy voel asof jou uur naby is, die tyd waarin jy is, wat lyding is en pynig is en waarin jy swaar trek, Jesus het daardeur gegaan. En jy is saam met hom in die ewige lewe in hierdie verhouding waarin jy kan sê, Here, terwyl ek in hierdie uur is ek nie alleen nie. Leef ek alreeds die volheid van die ewige lewe. Dis waarom die ewige lewe die moeite werd is. 'n Verhouding met God. Want jy is nie alleen en swaar kry nie. Die ewige lewe is die moeite werd, want dit is 'n vol lewe nou. Om 'n verhouding te wees met die God van die heelal. Om tye te kan hê van groot oorwinnings, wanneer ander ook tot geloof kom. Wanneer God se hart klop vir hierdie wêreld, en ons dit kan vier. Dit maak die ewige lewe die moeite werd. As jy die ewige lewe wil hê, is dit vir jou oop. Jy kan dit ontvang. Jy hoef niks te betaal nie, jy hoef niks te doen nie. En daarom hierdie week, wanneer ek vir ons nie 'n uitdaging nie, maar uitnodiging gee vir iets wat ons moet prakties gaan doen in die week om ons geloof te kan ontwikkel, is hierdie week se oefening glo net. En dit voel partykeer soos 'n cop-out, want om te glo is so maklik of so moeilik. Maar dis makliker om dinge te doen. Hierdie week wil ek jou uitnooi, doen niks. Glo net. Want dis al wat jy moet doen om die ewige lewe te ontvang. Jy kan kies om te besluit, ek wil dit nie hê nie. Daar's baie mense wêreldwyd wat nie die ewige lewe ontvang nie, wat kies om dit nie te wil hê nie. En dan wil ek jou waarsku, jy gaan sukkel met jou identiteit oor wie jy is. Jy gaan die hele tyd val vir wat mense vir jou sê jy moet wees. Hulle gaan jou oortuig jy is nie goed genoeg nie, hulle gaan vir jou sê, jy is nie besig om by te dra nie, jy is nie suksesvol nie, en jy gaan nou verval, want jy weet nie wie jy is nie. Jy kan kies om nie die ewige lewe te ontvang nie, en dan gaan ek jou sê, jy gaan nie weet wat betekenis is nie, want jy gaan werk totdat jy nie meer kan regop staan nie, en dit gaan nie genoeg wees nie. Jy gaan jouself vir almal gee, en jy gaan nog steeds nie betekenis vind in hierdie lewe nie. En meer as dit, jy gaan alleen wees. Want ware gemeenskap met God is die enigste iets wat jou werklik bevredig. En wanneer ons in 'n geloofsfamilie saam om kan dien, is waar jy genade kan ontvang. Baie keer maak ons bietjie droog, maar ons huiwer nooit om steeds aan te hou en weer te probeer nie.
Ek wil jou uitnooi hierdie week glo. Glo in God. Wees in verhouding met hom. Want dit is die ewige lewe. En dis waar alles gaan. Mag jy hierdie week die God wat vir jou die ewige lewe gee, ontmoet. Mag jy met hom tyd spandeer. Mag jy sy genade beleef deur dit wat hy op die kruis kom doen het as Jesus Christus. Mag jy ook sy krag beleef deur die Heilige Gees, wat nou reeds in jou is. Kom ons sluit ons oë. Here, vandag wil ons vir niks meer dankie sê as die ewige lewe nie. Verhouding met U is meer as enigiets wat ons ooit voor kon vra. Here, en dit is so moeilik om te verstaan, want dit is so eenvoudig. En ons voel asof ons nooit werklik waardig is daarvan nie. Here, dankie dat U vir ons 'n nuwe identiteit gee wanneer U vir ons die lewe gee. Ons is U sin. Here, dankie dat dit vir ons lewens betekenis gee. Here, dankie dat 'n verhouding met U vir ons ook gemeenskap met ander gee. Mag ons volhou om U te dien, in oorvloed, in hierdie lewe, nou reeds. Amen. Ekskuus vir daai, my mond is so droog. Ons moet nou die geloofsbelijdenis doen en dit is die laaste keer wat ons die beweging saam doen. En ek is so dankbaar weer 'n keer, ek herinner dit aan almal. Ek is so dankbaar dat julle saam met ons hierdie proses doen, sodat ons kinders ook kan leer dit wat ons sê, ons glo. En ek het al verduidelik dat dit is hoe ons klein kindertjies se liggaampies werk. En ek dink partykeer werk ons groot mense se liggaampies ook so. As ons met ons lywe goeders doen, onthou ons dinge beter. So ons laaste gedeelte, ons glo aan die ewige lewe en 'n ewige lewe. Baie maklik, eenvoudig, ewige lewe. As ons vreeslik feespier, as ons besig om excited te wees, ons kan dit doen met die rugby, ons kan dit doen as gelowiges. Ons glo aan die ewige lewe. So wil jy nooi om op te staan. Ons gaan die geloofsbelijdenis weer op stadig terug doen. Genade met my asseblief, ek probeer seker maak ek volg alles mooi. Dankie dat julle so fantasties saam met ons werk. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie julle, ek mag maar sit. Jy het aan die begin gehoor, ons is besig met ons dankie sê maand en ons wil jou graag uitnooi as die Here dit op jou hart plaas om ietsie ekstra in te sit, anders as net jou gewone offergawes. En herinner ek julle om net mooi seker te maak dat julle verwysing daarso dankie sê maand is. Andersins wil ek nou vra vir enigiemand om op te staan om my te help met die offergawes. Jy hoef geen spesiale opleiding te hê nie. Jy staan op en jy loop soontoe en iemand sal jou wys en in die regte rigting stuur. Baie dankie vir almal wat nou diensbaar is.
terwyl die laaste mandjies daar vore kom ons sluit ons oë. Here, ons is dankbaar dat ons ontvang van U. Here, en ons ontvang so baie dat ons werklik regtig geseën is. En dit kom uit genade. Here, mag ons ook weer ander seën deur ook te gee van dit wat ons in oorvloed het. Here, mag ons harte hê wat werklik vrygewig is en mag ons U ten volle vertrou vir dit wat U op ons harte plaas. Dankie Here dat U 'n God is wat vir ons goed is. Ons is so lief vir U. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons laaste lied saam. Soos ek vroeër genoem het, is die ewige lewe 'n verhouding met God, maar ook met 'n verhouding waarin ons nou in mekaar as 'n geloofsfamilie is. So wanneer ek nou die seën gaan uitspreek, gaan dit wees tot ons mekaar seën deur die lied te sing. So ek gaan my hande ophou, jy is welkom jou nou op te hou of net te ontvang, maar ons seën ook nou mekaar. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen.
seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mooi genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Generasies, jou familie, en jou kinders, en jou kinders, en jou kinders, als die vrede, jou vooruitgang, agter jou staan, en ons jou staan, dit omring jou.